Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag familie en welkom terug hier by Step Up. Ek is Chantal en ons gaan aan nie op laasweek se woord besy nie. Ons het laasweek gepraat oor Naomi en Rut in hoofstuk 3:18, Rut 3:18, waar Naomi vir Rut gesê het sy moet wag, sy moet sit, sy moet wag en kyk hoe die ding uit gaan werk. En ons het daarna gekyk. En ek glo dat elkeen van ons het antwoord gekry op sekere vrae wat jy het by die Here en sekere goed wat jy natuurlik vir die Here vra, want onthou ons vra vir die Here baie. En ek sien net baie omtrent, ek wil dit, ek wil daai, en ek vra vir die Here dat ek moet leef, dat ek moet lewe beleef. En weet jy wat? Om lewe te beleef is lewe in alle aspekte van my lewe. Ek moet lewe wanneer ek vriende het, dan moet ek aan blydskap beleef, en whatever die emotions is wat daarmee gepaard gaan. Maar voor ek evens daar kom, in my huwelik moet ek lewe beleef, in my kerk moet ek lewe beleef, in my werk moet ek lewe beleef, en baie keer beleef ons dit net op 'n plek, op een plek in ons lewe. Ons beleef dit nie in volheid in nie, ons beleef dit nie in alle aspekte van ons lewe nie, en dit is iets wat ons moet vir die Here vra. I just felt like saying that. Ons moet vir die Here dit vra, Here, laat ek lewe hê in alle areas van my lewe. Laat ek lewe hê in my vriendekring. Laat ek lewe hê by my werk. Laat ek lewe hê in my bediening. Laat ek lewe hê by my huis. Laat ek lewe hê in my verhouding met my familie. Laat ek lewe hê in my huwelik. Laat ek lewe hê in myself. You know what I mean? Laat daar lewe wees in my gebedslewe. Laat daar lewe wees in my aanbidding. Laat daar lewe en lewe en lewe. En ons moet dit vir die Here vra, want baie keer lewe ek by die werk, maar ek lewe nie by die huis nie. Baie keer lewe ek by die huis, maar ek lewe nie by my familie nie. My familie is geskeur, en ek het nie 'n verhouding met my familie of met my ma for that matter nie. En daar's aspekte van my lewe wat lewe, maar in die totaliteit van my lewe ek nie. En dis iets wat ons moet aanwerk en vir die Here vra om ons te help. En ek voel net die leiding gedrop het by ons. Hierdie seisoen wat ons is, ons word gechallenge, ons word gepress, ons word gepush om sekere dinge te doen, omdat ons daar is 'n meer, daar is 'n hoër, daar is 'n dieper, daar is 'n intens, daar is 'n bietjie meer, you know what I mean? Daar's 'n bietjie van alles. En die Here is besig om ons te knip, te kat, vir al hierdie goeders waartoe ons gaan, en dit is nie maklik nie. Maar ek het iets wat by my gewees het, laasweek vir 'n tyd al, was iets wat Dawid vir sy seun Solomon sê. Die opskrif van 1 Konings 2 is David's charge to Solomon. En dit is nou waar Dawid op die einde is van sy lewe. Hy is besig om te sterwe. En nou is dit by die plek waar hy
sy seun Solomon seun wat hy by Bethsiba gehad het. Onthou, hy het met Bethsiba getrou altyd en het 'n seun by haar gehad en die seun se naam was Solomon gewees. Dit was die belofte seun wat God vir hom gegee het nadat die eerste kind wat hy by Bethsiba gehad het gesterf het en die Here het toegelaat dat Bethsiba weer swanger word met Dawid se kind as haar man, die keer as haar man en sy het vir Solomon gehad en Solomon was deel van die belofte van God se bloedlyn. Dit is wat het was. Het was nie net enige kind, dit was 'n belofte kind. En Dawid is op die einde van sy lewe en luister wat Dawid sê. Dawid sê, ek gaan in Engels lees, then David's time to die approached. David se tyd om te sterwe is hierso. And he gave instructions to Solomon, but you know what is amazing? Hy praat nie al klom goed nie. Hy sê iets wat 'n punchline is. Hy sê iets wat hy sê, I'm going the way of all the earth as dust to dust. Hy sê ek gaan nou sterwe. Maar jy wees sterk. Hoor wat hy sê, maar jy wees sterk en jy bewys jouself as 'n man. Ek dink jy met 'n minuut moet jy staan en moet jy dink wat het hy nou gesê? Because hy kan 'n klomp goed gesê het met mens. Dawid is 'n ryk koning. Solomon was ook al anoint as koning en nou is Dawid besig om te sterwe. Koning Dawid wat die Ou Testament sy naam is voor en agter en voor sy geboorte, na sy sterfte en is Dawid en Dawid lê by die plek van sterfte. En Dawid sê vir sy kind, ek wil net hê jy moet dit weet. Ek wil hê jy moet ek gaan nou sterwe, ek gaan terug aan die stof toe. Hy sê, maar ek charge jou, ek command jou, ek wil jou iets sê. Hy sê vir hom, dat jy sterk sal wees. I pray that you will be strong en dat jy jouself sal bewys as 'n man. Die woorde ring oor en oor my kop en ek dink by myself, dit is nie net vir Solomon wat 'n man moet word nie, maar hy charge dat dit die kapasiteit om, en dis wat ek wil sê, hy charge die kapasiteit as 'n koning binne in Solomon. Hy charge die kapasiteit om man te staan in dit wat hy moet word op Solomon. Hy charge dit binne in hom. So hy praat nie net met Solomon 'n fisiese gesprek, boetie, jy moet nou 'n man word nie. As jy so 'n gesprek met mens, dit is 'n gesprek wat die gebeendere binne in Solomon ruk. Jy weet wat ek bedoel? Hy praat met hom as 'n man. Hy praat met hom as 'n koning. Hy praat met hom as 'n seun. Hy praat met hom as 'n seun van God. Hy praat met hom met iemand wat authority het. Hy praat met hom as 'n ryk man. Hy praat met hom dat jy moet in die ding inkom. Jy moet in die ding inkom wat jy nou instap. Jy moet nie inkom en dan kyk jy nog in die rondte nie, my mens. Hy sê nie meer, jy moet hy command you, I charge you, ek sê vir jou nou, ek bid vir jou, ek pleit by jou, come in and be a man. Dis wat hy sê, I pray that you will be strong and that you will take the stature and the posture of a man. En ek wil dit vandag sê, en ek gaan nou gou hierdie skrif met 'n ander skrif bind, en ek wil hê ons moet dit saamvat. Want wat gebeur is dat ons moet in die Kaap sê ons 'n ding baie, het klink snaaks baie keer, maar dit is soveel waarheid in dit. Staan jou man. As ons dit nou plain en simpel sê, as ons vir iemand sê, as iemand nog hier en daar in, dat is met dierbare, staan jou man, staan vir jou ding. Dit is ons in die Kaap sal sê, en het klink nou snaaks, en het klink nou bietjie kras miskien, maar staan vir jou ding. Dis eintlik wat Dawid vir hom sê, Boeta, jy moet staan vir jou ding. Jy moet staan vir hierdie ding wat na jou toe kom. Jy moet staan in wat jy is. Ek gaan dit weer sê, jy moet staan in wat jy is en jy moet staan in wie jy is. Jy moet staan as 'n koning, my dierbare. Jy sal moet staan, my kind. Hier is dit nie nou tyd om 'n seentjie te wees nie. Jy moet kom in 'n man. Jy moet 'n man wees. Jy moet 'n man word. En dis wat God vir Solomon sê deur Dawid. Jy moet man up tot hierdie ding. En ek wil vandag vir die kerk sê, mense, het baat nie ons gaan ander mense blameer vir waar jy is nie.
Dis eintlik waartoe ek wil sê. Dit baat nie ek gaan vir suster blou rok en vir suster rooi rok en vir suster groen rok wil blame vir waar ek vandag is nie. My dierbare, jy gaan moet man up na hierdie ding toe. Jy gaan moet man up vir dit wat God vir jou gereed het. En dit gaan nie maklik kom nie. En dit gaan nie kom met tielantinkies en ons gaan lag en ons gaan melktert eet nie. Dit gaan kom met 'n geveg in die geestesriem wat jy moet deurdruk soos nog nooit van tevore nie. Ek gaan dit nou vir jou sê soos wat dit is. We are gonna have to man up to the call of God on our lives. Ek gaan dit weer sê. Leiers, man up to the call of God on your life. Leaders, apostles, profete, my mens, man up to it. Jy gaan moet man up as 'n kind van die Here. Nêrens in die Bybel het die Here vir ons gesê dit gaan maklik wees nie. As 'n matter of fact het vir ons gesê, dierbares, die julle gaan dit woes het, dit gaan woes gaan, maar hoe goeie moet ek die wêreld oorwin. En nou is daai een wat die wêreld oorwin het, Jesus Christus binne in my. Wat beteken die oorwinning is al reeds binne in my. Wat beteken ek gaan nie in 'n geveg en nou gaan ek wonder, ek wonder of ek nou hierdie geveg gaan wen. Nee my mens, ek stap in die geveg wetend hoe ek aan die ander kant uitkom. Ek moet weet, ek kom uit 'n oorwinnaar. Maar hier is die deel, ek weet nie hoe die oorwinning gaan kom nie. Die oorwinning kan wees die kant, die oorwinning kan wees daai kant, die oorwinning kan wees vorentoe of die oorwinning kan wees skens. Dit maak nie saak hoe dit lyk nie. Op die einde van die dag gaan die oorwinning, as ek klaar in oorwinning, want die kruis van Golgotha is my teken van oorwinning. So dit is basies wat dit is. En dit is nie lekker nie, is nie maklik nie, is nie iets wat jy wil baie keer deurgaan nie, maar ons kan nooit 'n getuienis hê sonder om deur 'n toets te gaan nie. En Dawid sê vir hom, Boeta, jy sal moet man up to hierdie. You are a king. You are coming into kingship. You are going to rule over people. Jy gaan praat namens mense. Jy het hierdie rykdom, jy het hierdie wysheid wat jy gaan inkom. You are accountable vir wat jy het. Jy gaan moet verslag gee vir dit wat jy, so jy moet man up to it. Jy moet 'n man word in dit. En baie keer, en ek gaan dit nou sê nou net soos wat dit is. Maas, julle kan nie julle seuns groot maak met 'n pamperlang geesie. Julle kan nie die kind sissie, daai seun van jou moet môre oor môre 'n vrou vat, dan moet die vrou die deur sluit. Jy moet 'n man groot maak met dierbare. Jy moet iemand groot maak wat kan man staan en wanneer 'n ding is in die familie, moet hy kan man up, toe wat moet nou gebeur? En dit is baie keer het ons rugwinde in die lewe gehad, maar dan bring God ons by 'n plek van maturity. In die kerk waar ek is mense, ons spreek die woord en dit is so soetsuurdeeg brood. Kom ek sê vir jou, is 'n swaar woord. Jy moet nog bykom as dat 'n nuwe revelation nie. Hoekom? Want die Here het 'n behaag oor ons. Almal hier op kruis kyk. Elke boodskap wat uitkom, daar's lewe vir jou. Of dit nou ek is, of dit die volgende prediker is, of dit nou wie is, Pastor Clemens Mans, ons wat die woord aan julle preek. My mens, jy moet vat wat vir jou is en jy moet groei in die naam van die Here en man up to it. As jy vermaan word, vat dit soos 'n man, soos ons sê. As jy reg gewys word, vat dit soos 'n man. Jy weet jy wat sê Solomon? Hy sê in Spreuke, hy sê, is 'n wyse man wat wysheid vat, wat raad vat. It's a wise man that takes counsel. It is a fool that rejects counsel. So wanneer ek wysheid raad vat van mense, en ek kom by die plek waar ek in die ding, my mens, dan word dinge net vir my beter. Is nie 'n maklike ding nie. En baie keer gaan jy 'n uncomfortable situasie, sodat ek en jy kan by die plek kom waar die Here vir ons wil hê. Ek wil jou bless met Psalm 24, hy sê, Psalm 24 sê, ek gaan Engels sê, hy sê, ek wil eintlik my Afrikaanse Bybel kry, hy sê, lift up your heads, O ye gates, be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? Hy sê, lig op julle koppe, sodat die koning van die eeue kan inkom, die koning van die majesteit van God. Lig op jou kop, want weet jy wat, ek en jy is 'n gate, ek en jy is 'n deur vir ons bloedlyn, vir ons familie, vir ons mense. Jy en ek is 'n deur vir wat gaan kom deur my na my mense toe. So ek en jy moet vir een ding klinkklaar verstaan. Ek kan nie nou sit en wonder en ek roll with the punch. Nou jy moet jou kop oplig. Is dit maklik? Laat ek jou antwoord nee. Dit was
was nooit maklik nie, dit sal nooit maklik wees nie. Niks in hierdie lewe wat sukses behaal en wat kom met victory is maklik nie, niks nie. Maar dis hoekom ek en jy moet ons sokkies heeltemal optrek en ons moet die Here vra om ons krag te gee. Lift up your heads, O ye gates, so that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord God mighty strong in a battle. Ek en jy moet ons koppe oplig, ons menswees oplig, ons lewe oplig en dit oopmaak voor God en sê, ek bid dat U in my in sal kom en deur my sal kom, dat alles wat agter my is en wat na my is, sal die belofte van God beleef, want ek is 'n gate in my familie. Ek is 'n deur vir die seën van die Here, nie vir 'n vloekie. En as ek geskei het, dan maak ek die deur toe. Ek maak hom toe dat hy nooit weer wat skei nie in my huis in sal kom nie, of na my seuns kom nie, of na my dogters toe kom nie, maar dan maak ek die deur oop van die huwelike wat suksesvol is, want ek is 'n deur. God gebruik my om vir my en vir jou, om met ander te praat, om ander te bemoedig, om ander te op te lig. Ek en jy is verantwoordelik vir dit wat ons moet sê. Ons kan nie net as kinders van die Here, het jy net 'n klaagliedjie, my mens. As 'n kind van die Here, jy kan nie net sit in elke woord wat jy sê is, al wat jy doen is, jy sê, dit is wat die probleem was met Israel. Israel het gemurmureer vanuit Egypte het gekom tot daar, en hulle het almal gesterwe. Nie een van hulle wat gecomplain het en gemurmureer het die belofte land gesien nie. Nie een nie. Hulle het gesterwe, die Bybel sê het gesterwe. So ek en jy moet by 'n plek kom waar ons sê, Here, as ek dan nie weet hoe om my kop op te lig nie, leer my om my kop op te lig, sodat ek kan doen dit wat Dawid vir Solomon gesê het, so that I can become a man, dat ek actually net kan man up na hierdie ding toe. Ek moet man up tot wat die Here in my lewe ingeroep het. Ek moet 'n huis koop, ek moet trou, ek moet kinders kry en ek voel ek het reg vir 'n verantwoordelikheid nie. My mens, niemand was reg vir 'n verantwoordelikheid nie. Jy stap in die ding en geloof in wat die Here jou insê en wanneer jy binnekom dan help die Here ons. Baie van ons in hierdie ouderdom was gebore sonder daar beplanning was. Die ou mense het nie beplanning gehad vir kinders nie. Ons was gebore een na die ander. Vra maar ons ouers. My pa goed was 10 kinders gewees. Jou pa was seker 20, die ander was 13 kinders. En weet jy wat, daar was nie 'n beplanning nie, maar ek kan jou een ding sê, dat die Here die mense gehelp het, moenie 'n fout maak nie. Ons staan hier, en weet jy wat is die mooiste van alles? Nou staan ons terug as jy sê, dit was die goeie ou dae, maar in die goeie ou dae, toe lyk dit nie soos die goeie ou dae nie, toe lyk dit, Here ons kry nou so. In die meantime, is jy besig om mooi herinneringe te bou. Julle eet, kom ek sê vir jou, ons eet, my pa het gepraat van, julle eet die vleis opgekook met 'n lang sous, met brood wat gebak is. My pa het gesterwe, en weet wat het hy gesê? Hy sê, dit was die koningskos, dit was die beste kos, die wit val aardappel van Newtville. Hy sê, die kos, net, die afval was net gekook, hy is spierwit, daar is niks om anders in te gooi nie, is net die sout en die peper. Hy sê, maar sy ma hom geskep het, my mens, en hy vat hy brood en hy trek hom deur, dan kan die Mount Nelson Hotel, die kan beter kookie. En dis die goed wat ons mis. Ek en jy mis die mooi in wat in die storm en in die stryd. En ons weet eens dat God is besig om vir ons 'n getuienis te laat opbou wat mense se lewens gaan verander. Die Bybel sê 'n ware getuienis red lewens, my mens. My getuienis en jou getuienis, dit red lewens. So ek en jy moet verstaan vandag. Jy moet jou kop oplig en jy moet man up toe hierdie ding. So in die jare toe dit op sy ergste gaan, toe word op die beste. Die jaar toe my ouers sterwe, my pa het gesterwe in, my ma het gesterwe, 2010 Julie, toe sterwe my ma. Die next maand, toe sterwe my pa. Sommer so, hulle 30, my mens, het was sommer net so. En in dieselfde jaar, toe begin ek 'n bediening. Kom ek sê vir jou kind van die Here, het was die slegste jaar, maar het was die beste jaar. Jy weet wat ek sê, het was die worst year, but it was the best year. Het was die jaar wat ek gehuil het, maar toch gelag het. Het was die jaar wat ek alle type van emosies binne in my beleef het, wat ek eens geweet het is in my in. En toch het ek as ek nou van 2010 praat, dan praat ek van hoogtepunte, my mens. En van 2010 af, hoe ek daar weggespring het my gedetermine waar ek nou staan. Niks was maklik nie. My mens, toe my ma sterwe, kyk jy my dierbare, ek het nog gesteier, toe sterwe my pa. So, en in die lei ek mense.
En ek moet positief wees. En ek moet 'n woord bring. En weet jy wat? Ek doen dit soos ek het vandag dit met jou doen. Niks het verander nie. Ek het nie anders gedoen nie. Ek het nie opgestaan en gestaan en huil. As ek ingekom het ek gehuil, het ek klaar gehuil, sê ek mense kom ons dien die Here. En dan dien ons die Here. En weet jy wat? What you do matters in the wilderness. Wat jy doen in jou storm, hoe jy dit hanteer, dit tel mense. Dit tel wat ek doen en wat ek nie doen nie. Wat ek sê en wat ek nie sê nie. In hierdie seisoen het ons in elk geval gehoor, jy moet jou mond hou en jy moet die ding jy moet hom uitbeklei in die stilte. So alles wat ons doen, het maak saak, het regtig te doen. So ek wil vandag vir ons sê wat ingeskakel is. Kom ons vat hierdie ding 'n bietjie kalmer. En hou op ander mense blame. Dit is eintlik wat ek jou wil sê. Hou op ander mense blame vir waar jy is. Jy is waar jy is, want jy is waar jy is. Had ek het weer sê, jy is waar jy is, want jy is waar jy is. Jy kan nie vir my aan mekaar sê, is deur jou nie. Ek kan nie vir jou sê, as het gevolg van my oupa, en my ma, en my niggie, en my broer, en my suster se kind, want ek vandag, nee. David sê, man up, Boeta. Nee, nou moet jy man up. Nou moet jy ruggraat kry, jy moet jou skouers terugtrek, jy moet jou kop oplig, en jy moet staan. When you've done all to stand, ons kan nie met mekaar bly nie. En moenie na iemand anders toe kyk vir dit wat jy wil hê nie. Moenie dit doen nie. Kyk na die Here toe, man. Lig jou kop op, sê Psalm 24. Lift up your heads, O ye gates, so that the King of glory may come in. So ek en jy moet vandag vra, Here, dat ek 'n kop skuif maak. Here, dat ek kom in dit wat ek nie gedink het ek kan inkom nie. Laat ek kom in die belofte wat U gereed het vir my. En dit wil ek vandag vir U wil sê. Kom ons kyk op. Kom ons kyk op na die Here toe. Nie op na die dak toe nie. Op na die Here toe. Daar's nie 'n dakstorie nie. Want met die dak kan my tog niks maak nie. Kyk op na die Here toe. En dan moet ons leer om te wag. En in die wagseisoen lyk dit jy wil uitval. In die wagseisoen lyk dit wat jy wil skree, jy wil skree. In die wagseisoen lyk dit jy wil slaap en jy wil nie wakker word nie. Maar ons moet wakker word. Want weet jy wat? Dis weer 'n môre. Ek het vir iemand gesê in ons gemeente die het haar pa verloor 'n paar weke terug. En ek sê van, weet jy wat maak dood? Dood is baie snaaks. Dood is baie snaaks. In terme van, jy huil nog. Dan sê jy huil by die graf, dan sê jy, hy my pa se jaar gelede dood. Jy weet nie eens hoe het jy gekom tot 'n jaar nie. Kom ek sê vir jou my mens, jy huil nog, toe dit 16 jaar. Jy weet nie hoe die dag gekom nie. Jy kan nie eens calculate van die grafdag af tot waar jy sê, Here, waar die tyd naartoe gegaan? En dit is net soos dat die Bybel sê, as 'n skrifbybel wat sê, jy kyk 'n skip, die skip seil, jy weet nie hoeveel die skills die skip seil, jy kyk daar gaan die skip, dan maak jy net so, staan net weg, dan sien jy maar hierdie skip wat nou hier gestaan het, staan deur ander kant, en jy weet hoe dit daar gekom het. Ons het nie beheer oor tyd nie, ons het nie beheer oor die wind nie, ons het nie beheer oor die dag nie, ons moet net op God vertrou. So mag die Here jou seën. Mag die Here ons bring in 'n vrede en vreugde, dat ons sal vertrou, dat ons koppe sal oplig en net man sal staan, my mens. Staan man vir jou eie ding, man. Staan man vir wat die Here vir jou wil doen en vertrou die Here. Mag die Here jou seën.